nog 'n dag, nog 'n aflewering, nog 'n benadering. En ons kom nader aan die oplossing. Ons het nou gekom by waarheen is ons dan op pad? En ons het kom by die plek om te weet waar ons is. En ek gaan nog vir julle die padkaart uitlê, maar ek is net besig om vir julle te wys waar julle is. Hier staan ons moet nog in die kar klim. Maar weet julle wat? Ek onthou in my kerk daar, het ek altyd aan Dominee se lippe gehang. Ja, Willie Maree was nog die predikant geweest. Dan kom hy met sy preek en verduidelik hy vir my presies wat is my probleem. En dan weet ek, dis my probleem. En dan sê hy amen. En ek het altyd daar uitgeloop en ek het gedink vir myself, weet jy wat? Ek moet nou hierdie probleem oplos. Maar ek het nog nooit by 'n oplossing uitgekom nie. Ek wil vir julle vertel, dat is 'n oplossing. Geloof. Dan nou mooi die onderskeid in die ou verbond en die nuwe verbond. Ons moet verstaan hoe ons in hierdie verbond wandel. Daar was 'n geweldige verskil. In die ou verbond het ons 'n verbond gehad waar God gekom het en gesê het, as jy dit doen en as jy dit doen en as jy dit doen en as jy dit doen, dan sal ek vir jou 'n God wees. En dan sal jy my kind wees. Met ander woorde, daar was iets uitgestippel in die ou verbond wat jy moet nakom. Nou ons moet nog vir julle wys dat dit verval. Ek het nog vir julle verwys uit 'n juridiese hoek uit, hoe is dit vervul? Wat is die nuwe verbond? Wandel in geloof. Dis 'n opdrag. Nou kom ons kyk na die opdrag, voordat ons nou weer met mekaar begin stry, oor waaroor dit is, en die mense my bel, en vir my vertel, dat dit nie so is nie. Luister mooi, Galasiërs 3 vers 11, lees vir jou die Engels uit. No one is justified by the law. Wow, stop. Verstaan dit. Ons lees dit. No one is justified by the law. Maar verstaan dit. Ek kan nooit deur my reëls en regulasies, deur al my ou beginseltjies, deur al die ou goedjies wat ek moet hou en loop, kan ek voor God regverdig staan. So hy sê, no one is justified by the law in the sight of God. Wat is die oplossing? For the just shall live by faith. For the just shall live by faith. Maar Krause, verstaan mooi broer. Jy begin ons nou in 'n nuwe ding openbaar maak van werklikheid en realiteit en ons weet nie hoe dit werk nie. Ek wil julle vertel, dit maak my te mekaar. Ek verstaan. Kom ons gaan net weer terug na die skrif toe. Die skrif is baie duidelik. Ek wil vir julle lees en ek dink as julle self soontoe kan blaai nog beter. 2 Korintiërs 5 vers 7. Luister net wat sê Paulus hier. For we walk by faith. We regulate our lives and conduct ourselves by our conviction or belief. Hoor nou mooi. With trust and holy fervor, thus, we walk not by sight or appearance. Wat sê hy? Jy loop nie volgens werklikheid nie. Jy loop in geloof. Maar nou moet ons die geloof verstaan. In Hebreërs 11 vers 1 is die vertaling gemaak by basis van geloof is 'n vaste vertroue. Nou ons het daai ding mooi gevat en ons moet mooi kyk daarna want dis 'n baie belangrike ding want geloof is die kern van die nuwe verbond se wandel met God. En as jy die geloof nie verstaan nie,
Hier is die punt. Geloof is 'n vaste vertroue. Nou kom ek gee vir jou 'n voorbeeld daarvan. My ma was 'n ou goddelike tannie. Sy het op 94 het sy hemel toe gegaan. But a godly old woman, maak geen fout. Sy het haar foute gehad. Maar ek onthou my ma het op 'n manier by die Here uitgekom. Sy het 'n geweldige belewenis gehad van Christus in haar lewe. En sy het eendag sit, toe sê sy vir haarself, weet jy wat? Dit is 'n skandal dat ek 'n rol dra. Want die Here kan enige iets doen. Sy het my die storie vertel, want sy sê, sy gaan kniel toe, en sy sê, Here, ek bid tot U, dat U my oë genees. En ek staan op U woord, en ek sê vir U, dankie, dat U my oë genees het vandag. En ek glo dit, want ek het 'n vaste vertroue. Sy haal 'n bril af. Nou kom ek vertel jou, ons almal kan nou sit en sê o en a, maar is dit nie die deurslag manier hoe ons geloof toepas nie? En die rede vir daai probleem is want niemand het ons geleer nie. Want jy sien, ons is besig om God te dien, maar ons het hom eintlik versaak. We have forsaken God, want wat is in sy hart? Niemand vra dit nie. Niemand kom by die plek en sê, Here, wat is op U hart nie? En weet jy hoekom doen ons dit? Want ons weet nie hoe om dit te doen nie. Die regte vertaling van Hebreërs 11 vers 1 het die sleutelwoord in die Grieks, en omdat ek geen kenner is nie, en ek 'n totale leek op die basis is, het ek by ander mense gaan kers opsteek, en die woord hypostasis verwys na conviction. Faith is a conviction. Nog beter verduidelik, sodat ek dit kan verstaan, een van die ander verbuigings in die Grieks is title deed. Met ander woorde, dis iets wat ek ontvang. En jy kry 'n title deed as jy jou huis die dag koop. Dis 'n titelakte. So geloof is 'n titelakte. Wie dink jy wie gee hom vir jou? God. God gee vir jou titelakte, my broer. So faith is a conviction. En jy's opdrag gegee om daar te loop. Nou, die interessantheid wat ons ook moet na kyk, is die volgende. Die oplossing lê in die wandel in geloof. Waarom? Julle moet self daarna toe blaai, as julle 'n kans kry. Miskien kan jy die video stop. En ek wil julle verwys na Romeine 8. Nou kyk na Romeine 8 vir 'n oomblik. Romeine 8 vers 4. Nou onthou Romeine 8 maak oop met die stelling waar hy sê, daar is geen veroordeling vir ons wat nou in die gees wandel nie. Interessant, né? So ons wandel in die gees. Hoeveel besluite het jy die afgelope week gemaak, gebaseer op werklikheid? Dit raak nogal pynlik, né? Want ons weet, dis vyandskap teen God. Maar let net op, ons wat die wet wil hou, ons wat Sondag vir Sondag kerk toe gaan en na die wet luister, want ons is vasgevang in werklikheid, in die beginsel van lineariteit. Ek gaan hierdie goed vir julle oor en oor sê, want dit vorm die kernprobleem van die posisie waarin jy nou is. Maar luister hierna. So that the righteous and just requirements of the law might be fully met and in us, who live and move, not in the ways of the flesh, but in the ways of the Spirit. Wat sê dit? Eenvoudig. Ons vervul die vereistes van die wet wanneer ons in die gees wandel.
Dit klink bietjie anders, nee. Maar let nou op, ons gaan 'n bietjie verder. Nou kom ons in Romeine 14. En in Romeine 14 op sy laaste vers, in vers 23, is 'n baie interessante gedeelte waar Paulus hierdie ding debatteer van geloof. Maar hoor wat sê hy, hoor wat kom Paulus heel aan die einde. But the man who has doubts, misgivings in what he eats, stands condemned. Met ander woorde, wanneer jy oor jouself 'n veroordeling het, dan is dit 'n probleem. Because he's not true to his conviction. Met ander woorde, if you are not true to your conviction, then you stand condemned. Wat is jou conviction, broer? En is daai conviction gebaseer op werklikheid, of is jou conviction gebaseer op realiteit? Hoor nou mooi, dan gaan hy verder. For whatever does not originate from faith is sin. Wil jy weet wat is die sonde binne die omskrywing van die nuwe verbond? Presies wat hy hier skryf. Hoor mooi. For whatever does not originate and proceed from faith is sin. Whatever is done without a conviction of the approval by God is sin. So wat is geloof? Is om te hoor. Dit kom by die plek waar ek moet hoor. Faith comes by hearing. Vat nou net daai skrifgedeelte in Romeine 17, net daardie een deel. So faith comes by hearing. Goed? Maar luister na die laaste deel. Hearing by the word of God. Deel hom in 2. So jy moet hoor. Jy moet hoor om geloof te hê. Jy kan nie geloof hê as jy nie hoor nie. Maar kan ek verstaan dit, maar weet jy wat, waarom lê jy soveel klem op geloof? Waarom lê jy soveel klem op geloof? Wat is die kern van daai geloof vir jou? Kom ek verduidelik jou iets. Ons moet weer teruggaan na die verbond toe. Jesus hang aan die kruis. Wel, vandag, interessant genoeg, is die 26ste April. In my raming, en in dit wat en ek het niks te doen met die Jode nie, het Jesus donderdagoggend opgestaan. Nou kom ek en ek sê vir julle, dis interessant, né? Dis eintlik 'n absolute kardinale oomblik in tyd hierdie. Ek het vir die eerste keer besef dat ek nie die oortuiging het om Paasfees te hou nie. 15 jaar gelede. Ek kon dit nog nooit uitleef. Want die mense hou vas aan Paasfees. Dit is totaal iets anders. Hierdie jaar, vir die eerste keer, kon ons as gesin dit uitleef wat ek glo die realiteit is. En wat ek vir julle daarmee wil sê is, ons moet stil staan en besef, wat het Jesus aan die kruis volmaak? Want alles wat hy aan die kruis verwerf het hy binne in hom verwerf. Daarom sê die skrif, ons is geseënd in 'n geestelike plek. So hoe kry ons dit nou in die hande? Eintlik is dit 'n studie wat ons later moet hanteer, maar weet julle wat? Deur geloof. Dit gaan nie oor die feit oor hoe jy al jou snaakse reeltjies en al die opgelegde formaliteite nakom nie.
Want dis wat 'n Christen moet doen. Werk glad nie so nie. Deur die geloof raak ek dit deelagtig wat Jesus aan die kruis gedoen het. Broer, nee, ek verstaan dit. Ek het my sondaarsgebed gebid en ek is nou gered en ek gaan nou hemel toe. Luister, dit is baie meer as dit. Want hy het 'n lewe vir jou weggelê. Dit wat Satan by ons gesteel het in die tuin van Eden, het Jesus in sy totaliteit terugverwerf. Dis waarom geloof so absoluut kardinaal van belang is. So kom ons gaan kyk weer 'n bietjie terug na Hebreërs 11 vers 1. Let op. Geloof is nie 'n vaste vertroue nie. Geloof is 'n oortuiging, 'n conviction. Kyk na die res van die skrif en die verhouding daarmee. Daar's geen twyfel daaroor nie, maar let op hoe gaan hy aan. Faith is the title deed of things hoped for. So het 'n ander element, julle hoop. Nou kom ons kyk 'n bietjie net vir 'n oomblik na hoop. Hoop is 'n positiewe verwagting van God. Daar's 'n hoop in jou hart. Maar dis iets wat God daar binne in jou hart bewerk. Ek het 'n verwagting, daar's iets binne in my hart wat bruis. Dis die hoop wat besig is om te vorm. Dis 'n element wat geloof opmaak. Nou ek weet mense luister hier en dan sê hulle, broer, dis so moeilik, jy maak dit so ingewikkeld. Wel my vriend, as jy dit makliker kan doen, asseblief bel my, ek wil ook hoor hoe werk dit. En dan gaan hy na 'n derde element toe. Geloof is die vaste vertroue op wat ons hoop. Luister wat sê hy? The evidence of things not seen. So kom ek maak dit vir jou maklik. Waar begin dit? By hoop. My geloof het sy ontstaan in hoop. En in daai hoop, in daai plek van hoop, in daai positiewe verwagting van God, in daardie oomblik van die positiewe verwagting, begin daar binne in my 'n getuienis afgaan. Daar's binne in my 'n wete wat begin ontstaan. The evidence of things not seen. Binne in my is daar iets wat vir my vertel van dit wat ek nie kan sien nie. Hoop is iets wat God in jou ontsteek, wat begin om 'n getuienis af te gee, wat besig is om in die realiteitssfeer af te speel. Nou klink dit miskien heeltemal anders, né? En dan kom die conviction. Dan kom die hypostasis, dan kom die title deed. Nou kom ek maak dit vir jou eenvoudig. As daar kinders nou is wat hierna sit en luister, dan dink ek moet hulle vir 'n oomblik 'n draai gaan loop, want ek gaan dit vir julle baie eenvoudig maak. Want daar's 'n intimiteit met God waarna ons verwys in die Nuwe Testament as knowing God. And knowing God is 'n interessante beginsel. Want dis die woord ginosko. Dis die woord van intimiteit tussen man en vrou. So kom ek gee vir u die beeld van Hebreërs 11 vers 1. Wat is daai beeld? Ons sien dit elke maand by 'n vrou. Daar's 'n voorbereiding wat getref word binne in die vrou, binne in haar baarmoeder, en daar vind ons dat hy besig is om die baarmoeder aan die binnekant uit te voer. Hy is besig om die baarmoeder voor te berei vir die ontvang van die manlike saad. Weet jy wat? Moenie hoop verwarm met geloof nie, dit is nie. Hoop is net 'n element van geloof. Nou hierdie wat ek julle nou verduidelik, probeer ek glad nie aan julle
aan julle enigstens 'n prentjie skets van ek wat 'n deskundige is in die skrif of 'n deskundige in die teologie, glad nie. Luister broer, hy moet werk op die grond. Hy moet werk op die grond. Wat beteken dit? Dit beteken dood eenvoudig die volgende. Wanneer jy daardie gevoel binne in jou kry, en jy daardie ervaring binne in jou met 'n verwagting kry, moet jy weet, die endometrium aan die binnekant van die baarmoeder is besig om te vorm. Ek is besig om 'n indikasie te kry wat in realiteit gaan plaasvind. Daarom moet ek gaan sit en ek moet weet hoe om in intimiteit met God te verkeer, sodat hy my kan bevrug met sy woord. Dit is die saad. Dis die saad wat inkom. Hoor jy van God? Faith comes by hearing. Dan gaan hy aan om te sê, and hearing by the word of God. Hoor mooi, hoor mooi. Ons het dit gelees al die jare, faith comes by hearing, dit verstaan ek. Hearing by the word of God. Ek moet nie die Bybel vat en hom oor en oor lees. So, lees die Bybel kliphard vir jouself, dan hoor jy mos die woord. So, faith comes by hearing. Ek hoor die woord. Ek moet hom net hardop lees want ek geloof. As dit so was, wat soek die mense in die hospitaal? Faith comes by hearing. Hearing by the word of God. Hearing by the intimacy with God. Hearing comes by intimacy with God. Broer, waarvan praat jy? Wel, weet julle wat? Ek wil julle vra om self 'n bietjie te gaan kyk. En as jy daai Bybelset wat al die verklaringe so goed in het, gaan dit baie belangrik wees. En ek wil net hierdie deel van die geloof met julle deel. Ek wil dit vir julle lees, is 'n skrifgedeelte wat ons almal baie goed ken. Luister wat sê hy. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hoor mooi. Lean not on your own understanding. Maar broer het 'n brein gekry. Wel die Bybel sê moenie op hom steun nie. Ja, maar broer, jy verstaan nie, ons moet kyk, ons kan nie ons kop in die grond indruk nie, want dis nie wat die Bybel sê nie, broer. Die Bybel sê vir ons leef in geloof, en geloof is die wete wat kom uit realiteit uit, en realiteit is die geesteswêreld. Die probleem is, ons is nie ingeskerp om in die geesteswêreld te beweeg nie. Want niemand het ons geleer nie. Luister net mooi. Do not lean on your own understanding. Let all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Nou die interessantheid van daardie skrifgedeelte beteken die volgende. Acknowledge him kom van die woord ginosko af. Wat sê daai skrifgedeelte? Met ander woorde, word deur God in al jou weë bevrug. Word deur God in al jou weë bevrug. Deur die conviction wat hy jou gee. En daarom sal jy in geloof wandel. Maar Krause, hoe werk dit? Hoe gaan ons dit ooit op daardie basis gedoen kan kry? Wel, al hierdie goed het gekom vir my, en al die goed het daarin begin in plek val, en toe werk het nie. Interessant, nou. Nou werk hy nie. Hoekom nie? Want nou begin jy 'n gebedspatroon aanleer. Wat is daai gebedspatroon? Daai gebedspatroon is een van, help my Here. So jy gaan bid. En dan wag jy dat God vir jou 'n oplossing vir jou probleem gee. Dis nie waaroor dit gaan nie. Want waaroor gaan dit? Ek moet bevrug word deur God. Maar weet julle wat?
dit bring my by die plek waar ek in die mure loop. Verwys terug na die getuienis. Toe ek in die mure loop, toe besef ek maar al hierdie beginsels wat ek geleer het, werk nie. Want as dit nie bevrug word nie, wat gebeur dan? Weet julle wat? Gelukkig is daar altyd 'n uitkoms by God. Selfs die feit dat jy jouself in 'n muur inloop, bring vir jou 'n opening. Dis belangrik. Weet julle wat? Tot ons mekaar weer sien. Dan gaan ons weer verder weet, waarheen is ons op pad? Come to the fountain, dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow